Goeiemôre vriende, ons is die Here nog dankbaar dat ons andermal weer kan saam wees so rondom sy wonderlike woord. Die gebed van my hart is dat die Here vir ons ook baie ryklik sal saamseën terwyl ons vanmôre aangaan met hierdie reeks aktuele boodskappe. Die gebed van my hart is dat die Here vir my wysheid sal gee om u te begelei vanuit sy woord, maar ook vir u wysheid sal gee dat u hierdie woord sal ontvang met 'n welwillende hart en sal vra Here dat hierdie wonderlike goeie saad van u woord op 'n voorbereide grond sal val, op 'n voorbereide hart sal val, sodat dit vrug sal oplewer vir die meester 30, 60, ja 100voudig tot sy eer. Ons gaan vanmôre stil staan by hierdie baie belangrike vraag wat gevra word is: waarom sondig kinders van die Here nog na hulle wedergeboorte? Waarom sondig kinders van die Here nog na hulle wedergeboorte? Nou vriende, hierdie is 'n vraag wat al deur die eeue gevra word en ek dink die Bybel gee vir ons redelike duidelike antwoorde oor hierdie saak, maar ek dink ons nodig om inleidend net vir u te sê, daar was net 3 sondelose mense op aarde. Die eerste 2 lees ons van in Genesis 1 en 2. Dit was Adam en Eva. Die Here het hulle sondeloos geskape en die Bybel leer vir ons dat hulle deur hulle eie ongehoorsaamheid en hulle eie rebellie teenoor God in sonde geval het en dan ook so die hele wêreld dan in sonde verval, want die Bybel sê in Romeine 5 vers 12, soos deur Adam en Eva sonde in die wêreld ingekom het, so die sonde deurgedring tot elke mens op hierdie aarde. So die probleem is dat elke mens van Adam en Eva af in sonde ontvang en gebore word. Psalm 51 vers 7 sê vir ons baie duidelik: kyk, in ongeregtigheid is julle gebore en in sonde het ons moeders ons ontvang. So Adam en Eva, sondeloos gebore, deur hulle eie ongehoorsaamheid en rebellie het hulle in sonde verval en so dan deur hulle die menslike geslag tot waar dit vandag is. Nou sê die Bybel vir ons in Matteus die 1ste hoofstuk dat die beloofde Messias Jesus Christus gebore is. Die Bybel sê wat uit Maria gebore is uit die Heilige Gees. So met ander woorde, hy was die sondelose gewees, die 3de sondelose persoon op aarde. En nou belangrik, dit wat Adam nie kon regkry nie, het Christus ook verwysende in die Bybel na as die laaste Adam kom regkry. Toe die duiwel hom versoek het om te sondigs, in Matteus 4 het hy staande gebly, en die Bybel sê vir ons hy het 'n sondelose volmaakte lewe gelei, daarom kon hy ook 'n volmaakte dood gesterf het. Hy het aan die kruis gesterf sodat elkeen wat aan hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Nou daar is ook kerkgroepe, vriende, wat beweer dat daar nog ander sondelose mense is, en dit is mense wat gered word en dan bereik hulle 'n punt waar hulle sondeloos volmaak word. Nou dit is 'n leuen van die duiwel. Dis 'n onbybelse en 'n leenagtige boodskap wat verkondig word, want 'n groot man soos die apostel Paulus is die skrywer wat seker die meeste oor sonde geskryf het. En as u Romeine 6, 7 en 8 gaan lees, sal u baie gou agterkom dat Paulus 'n aanhoudende worsteling met sonde gehad het. En hy gaan so ver deur, een van die laaste briewe wat hy geskryf het, was die brief Timoteus. En hy skryf daarin 2 Timoteus. Verskoon vriende, is 1 Timoteus 1 vers 15. Hy sê dit is 'n betroubare woord en werd om ten volle aangeneem te word dat Christus Jesus in die wêreld gekom het om sondaars te red, van wie ek die vernaamste is. Aan die einde van Paulus se lewe verwys hy nog steeds na homself as die vernaamste van alle sondaars. So wat is die rede dan? Waarom sondig kinders van die Here nog na hulle wedergeboorte? Ag vriende, en ek gaan vir u 'n paar antwoorde probeer gee, Bybelse antwoorde, sodat u ook kan agterkom wat die skrif vir ons oor hierdie saak leer. U moet onthou, as ons weergebore word, dan word ons nie sondeloos volmaak nie. Wanneer ons weergebore word, sê die Bybel vir ons, kom breek die Here die mag en die heerskappy van sonde oor my lewe. U moet onthou, as ongeredde, in die staat waarin ek gebore word, is ek deel van die duiwelse koninkryk. Ek word gebore op die breëweg op pad na die hel toe. My wil is onderworpe aan sonde, daarom doen ek die sonde van nature, sê die Bybel. En die oomblik as ek weergebore word, dan sê die Bybel, kom neem God my. Daar vind 'n transaksie plaas, as ons dit so kan noem, dat God my uit die koninkryk van Satan in sy wonderlike koninkryk inbring. Ek word nou kind van God, uit die duisternis na God se lig. Waar die duiwel my koning was, word God nou my koning deur Jesus Christus, wat my vergewe van my sonde en die Gees wat in my hart kom woon. So hierdie wonderlike transaksie vind plaas. En daarom kan ons ook sê, is die heerskappy van sonde nou oor my lewe gebreek. Alles verander in my lewe. 2 Korintiërs 5 vers 17, as iemand in Christus is, dan is hy 'n nuwe skepsel. Die ou ding het verbygegaan, kyk, alles het nuut geword.
En ons weet as kinders van die Here hoe ons hele lewe verander het, radikaal verander het. Ons gebruikes, ons gewoontes, ons begeertes, ons doen, ons optrede, ons spraak, alles het verander. En u wat gered is vanmôre kan daarvan getuig. So die vraag is nou net is, waarom sondig ons nog as die Here dan so wonderlike groot werk in ons lewe kom doen het? En nou vriende, daar's 'n paar antwoorde wat die Bybel vir ons kom gee. Daar is 'n paar Bybelse antwoorde. En die eerste antwoord wat ek in die woord raak gesien het, die Bybel sê vir ons waak en bid nie. Die Here Jesus sê self daar in Matteus 26:41 vir sy apostels, hy sê waak en bid, dat julle nie in die versoeking kom nie. Die gees is wel gewillig, maar die vlees is swak. En jy sal die hele gebeure onthou. Jesus gaan en hy gaan bid in die tuin van Getsemane en hierdie apostels raak aan die slaap. En Jesus sê vir hulle, was julle dan nie eens in staat om 'n uur saam met my te waak nie? En dan kom hier die waarskuwing, waak en bid, dat julle nie in die versoeking kom nie. Die gees is gewillig, maar die vlees is swak. 'n weergeborene se gees, die gees van God wat in ons woon, het die blywende begeerte wat in ons hart werk om heilig te lewe. Maar as ons nie waak en bid nie, dan is die vlees baie keer sterker as die gees en sondig ons. Ons dink aan die apostel Petrus. Die Here waarsku hom, Petrus, jy gaan my verloon. Wat sê Petrus? Here, ek sal saam met u tot in die dood gaan. So selfversekerd. En ons sien op die einde van die dag, Petrus waak en bid nie, en hy verloon die Here Jesus, en 'n bitter geween volg, en hierdie hartseer in Petrus se lewe. So die eerste rede, ons waak en bid nie. Jakobus gee ook 'n rede, dat ons in ons welliste en begeerlikhede, baie keer ook, dat ons deur dit meegesleep word, en dat ons sondig. Hoor wat staan daar? Hy sê, waarvandaan kom oorlog en vegtery onder julle, kom hulle nie hiervandaan, van julle welliste wat in julle lede stryd voer nie, julle begeer nie, julle het nie, julle pleeg moord en is naïwerig, en julle kan niks verkry nie, julle veg en maak oorlog, en julle het nie, omdat julle nie bid nie, julle bid en julle ontvang nie, omdat julle verkeerd bid, om dit in julle welliste deur te bring. Jy moet onthou, wanneer ons gered word, is daar nog steeds die wêreld wat sy voelers na ons toe uitsteek. Daar's nog steeds die blink liggies van die wêreld. Daar's nog steeds die grootsheid van die oë. Daar's nog steeds die dinge wat in die wêreld aan die gang is. Onthou toe die duiwel Jesus versoek het, daar in in Matteus die 4de hoofstuk, was daar aanhoudend hierdie aanvalle op dit wat Jesus kon sien en die heerskappy wat hy kon kry en al die dingetjies. En telke male het hy dan die vyand weerstaan en daarom as die sondelose kon hy ook dan vir ons sy lewe aan die kruis gee. Daarom moet ons die welliste en begeerlikhede in ons lewe kruisig, sê die Bybel vir ons. 'n ander rede waarom ons sondig is ongehoorsaamheid. Die Bybel sê in Jeremia 7:24, maar hulle het nie geluister en geen gehoor gegee nie, maar gewandel in wat hulle in verharding van hulle bose hart beraadslag het, en hulle het agteruit gegaan en nie vooruit nie. Jeremia 17:23, maar hulle het nie geluister en geen gehoor gegee nie, maar hulle nek verhard om nie te luister nie en geen tugtiging aangeneem nie. Luister, dit gebeur onder kinders van die Here ook. Daarom gaan ons bietjie praat by ons volgende oordenking oor wat die verskil tussen God se tug en God se straf. U sien, God tug sy kinders as hulle dan in ongehoorsaamheid bly voortgaan. Hy's 'n genadige God, hy's 'n barmhartige God, en soos ek my kinders tug, so tug die Here ook sy kinders. En daarom moet ons pas op dat ongehoorsaamheid ons nie uitbring by God se tug nie, want God se tug, vriende, kan verrykende gevolge vir jou en my lewe hê. Daar's ook 'n ander rede waarom ons sondig. Ons ken nie die woord nie. Onthou u Jesus toe hy versoek was deur die Satan? Die Bybel sê vir ons, en die versoeker, die duiwel het na hom gekom en vir Jesus gesê, as u die seun van God is, sê dat hierdie klippe brode word. Jesus se antwoord, daar is geskrywe. Die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan. Ek dink as kinders van die Here meer teksverse memoriseer as tyd spandeer op hulle Facebook en op hulle Instagram en op hulle TikTok en al hierdie sosiale media platforms, sal dit baie beter met hulle lewens gaan. Ek dink ons spandeer te veel tyd aan hierdie wêreldse dinge. Daarom kan ons nie staande bly wanneer die vyand ons versoek nie. Kinders van die Here, moenie bid, Here help my om minder te sondig nie, maar Here help my om glad nie te sondig nie. 'n ander rede waarom ons sondig, ons stel ons liggame tot beskikking van die sonde. Hoor wat sê Paulus in Romeine 6:12. Hy sê laat die sonde dan in julle sterflike liggame nie heers, dat julle aan sy begeerlikhede gehoorsaam sou wees nie. Vers 13, en moenie julle lede stel tot beskikking van die sonde as werktuie van ongeregtigheid nie, maar stel julle self tot beskikking van God as mense wat uit die dode lewend geword het, en julle lede as werktuie van geregtigheid in diens van God. So dis 'n paar redes wat ek vir u kan gee, vriende. Maar ek wil u ook bemoedig vanmôre.
Ek wil u bemoedig, dat u in die eerste plek seker sal maak u is 'n kind van God. Tweede plek, dat u werklik genade sal vra, dat u sal waak en bid. Dat u nie met welliste en begeerlikhede sal kom wat lynreg teen God se woord is nie. Dat u in elke opsig vir die Here sal vra om gehoorsaam te wees en die ongehoorsaamheid by die kruis te kom laat. Dat u die woord sal leer ken, dat u staande kan bly in tye van versoekings en dat u u liggaam sal stel tot beskikking van die Here en nie van sonde nie. Maar dan wil ek u bemoedig. In 1 Johannes staan daar hierdie woorde. Maar as ons in die lig wandel, ek glo soos elke kind van God se begeerte is. As ons in die lig wandel soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar en die bloed van Jesus Christus, sy seun, reinig ons van alle sonde. Hierdie vers is juist geskryf in hierdie sinkonstruksie dat die bloed ons gedurig deur reinig van alle sonde, wat niemand van ons sal ooit sondelose volmaaktheid bereik nie. Die Bybel sê, as ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie. 1 Johannes 2 vers 1 sê, my kinders, ek skryf hierdie ding aan julle, dat julle nie moet sondig nie. En as iemand gesondig het, ons te voorspraak by die Vader, Jesus Christus, die regverdige. As u dalk geval het en gestruikel het, wil ek u vra, moenie bly lê nie, staan op en vra, Here, reinig my, vergewe my. Here, help my as u kind, om vas te staan in die vryheid waarmee Christus my vrygemaak het. En dat ek nie weer onder die juk van diensbaarheid sal kom nie. Dat ek my oë gefestig sal hou op u. Dat ek hierdie Bybelse dinge sal toepas in my lewe, sodat ek staande kan bly, meer as oorwinnaar deur Christus Jesus, wat my liefgehad het. Mag die Here genade gee dat ons sal leer uit hierdie kort oordenking, dat ons verdere Bybelstudie sal doen, sodat ons staande kan bly, en eendag uit die mond van die Here kan hoor, mooi so, goeie en getroue dienstig. Seën vir u, vas staan, liefde en groete van ons kant, tada.